Goeiemôre julle en baie welkom by Inspireer vanoggend. Ek wil met 'n stelling begin en hier is die stelling. Om God te leer ken beteken om te groei. Om God te leer ken beteken om te groei. 2 Petrus 1 vers 3 tot 15 skryf Petrus vir ons en gee hy vir ons raad hoe ek en jy aanhoudend kan groei in kennis en in goddelike natuur. Nou natuurlik gaan ek nie laat ons die hele ding lees nie, so ek wil so 3 uittreksels uit hierdie teksgedeelte uithaal en ek hoop jy sal dit onthou en dan gaan ons gou saam deur dit. Hierdie spesifieke gedeelte gaan ons help om te groei spesifiek in ons verhouding met die Here. Die eerste gedeelte is wat hy doen. Okay, as ek sê wat hy doen, beteken dit wat God doen. Ek lees vir ons dan 2 Petrus 1 vers 3. Hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. So Petrus begin, hy sê luister, God het reeds vir ons alles gegee wat ons nodig het om te groei en om hom te leer ken. Nou, as jy regtig daaraan dink, hoe leer mens iemand beter ken? As ek en my vrou byvoorbeeld saam sit en ons kuier, ek kan nie weet waardeur sy gaan as sy dit nie vir my openbaar nie. Ek kan nie weet hoe sy voel of wat sy dink as sy nie dit vir my sê nie, nê. Nou as ek en sy saam sit en sy gesels en sy begin deel oor hoe sy voel en wat aangaan in haar lewe ensovoort, so kom ek dan agter natuurlik wie sy is en ek leer haar dan beter ken. En op die eind van die dag is dit presies wat die Here met ons doen. Hy openbaar homself in ons. Hy het reeds homself in Jesus Christus volledig vir ons geopenbaar. Maar nou moet ek en jy gaan sit en gaan kyk en leer wat dit is wat hy vir ons geopenbaar het, nê, hoe om hom te leer ken. En ek dink deur God se aksies en sy woord het hy ons reeds alles gegee wat ons nodig het om sy hart, sy karakter, wie hy is, hoe hy liefhet ensovoorts te leer ken. Dis wat hy doen. Okay, dis wat hy bring vir ons groei. Die tweede deel is wat ek doen. Okay, dis nou ek en jy, wat ek en jy doen. Die vers 5 tot 7 in dieselfde gedeelte sê hy dan dit. Hy sê, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp. Beteken julle moet alle effort insit om julle geloof te verryk, nê, of om julle geloof te groei. En dan gaan hy verder. Hy sê met deegsaamheid, wat net doodeenvoudig beteken waardes, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding en die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, as die kerk, en dan die liefde onder mekaar met die liefde vir alle mense, die res van die wêreld. So, by ons geloof moet ons natuurlik waardes sit. Daai waardes, nee, kom ook dan met kennis. En as sodra ons kennis het, kennis help nie as jy dit nie in aksie sit nie, en dis dan selfbeheersing, en selfbeheersing met volharding, en dan sê hy, kom daar uiteindelik 'n godsvrug, laat my dink aan die vrugte van die gees. Maar dan natuurlik is die uiteinde hiervan liefde. Liefde, as jy wil weet of jy besig is om te groei of nie, kyk bietjie hoe lyk jou lewe. Kyk of hoe lief jy die mense om jou het, jou naastes, jou familie, jou vrou, maar dan ook hierdie wêreld daar buite. Hy sê in vers 8, hy sê, as julle dit alles besit, neem steeds toe, met ander woorde dit groei, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. So daar's ietsie van ons kant af wat ons moet doen om te groei. En dan die laaste gedeelte wat hulle doen. Petrus skryf in vers 12, hy sê, om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit, en al staan julle al reeds vas in die waarheid, wat aan julle bekend gemaak is. En sê hy, ek sal julle altyd herinner. Dis die ding wat hulle doen. As ek praat van wat hulle doen, dan beteken dit wat die kerk doen, wat medegelowiges doen. As ek dink aan Petrus, Jesus sê, op hierdie rots, op Petrus gaan ek my kerk bou. En ek dink, ons gaan kerk toe Sondag, ons gaan selgroepe toe Sondag, ons bedien Sondag saam met mense, sodat ek en jy moet groei, en ons groei deur om wat te doen, deur om te onthou. As daar een ding is wat ek weet, ons as volgelinge van Jesus doen, is ons vergeet. Ons vergeet baie maklik. En die kerk, soos Petrus, sê, ek sal alles in my mag doen om julle te herinner. Al ken julle hierdie goed, al weet julle wat ek nou van praat, ek gaan julle herinner aan die feit, wat God nommer 1 gedoen het, is dat hy reeds vir ons alles gegee het wat ons nodig het, en wat ek en jy moet doen om aanhou te groei.
Ek hoop jy het 'n lekker dag verder.